Lees saam met my ons kernskrif vir hierdie reeks. In Jesaja 58 vers 11, hy sê, jy sal wees soos 'n tuin wat goed nat gemaak word. Daar sal nooit 'n tekort wees aan water in jou tuin nie. Sal jy dit saam met my net lees? Jy. Kom ons verander die jy na ek. Want dis was ons slogan, nê? Ek sal wees soos 'n tuin wat goed nat gemaak word. Daar sal nooit weer 'n tekort wees aan water in my tuin nie. Ek en jy sal wees. En weet jy wat was vir my wonderlik toe ons terugkom na daai heerlike reën en ek sien al my plante is skoon gewas. Daar's nie meer 'n stofkolletjie op my plante nie. Dit was wonderlik. En so wil die Here hê, ek en jy, ten spyte van waar ons is, ten spyte van die omstandighede, moet hier in ons binneste 'n tuin wees wat goed nat gemaak word. En ons slogan is, ek sal 'n tuin wees wat goed nat gemaak word. Ek sal goeie vrug dra. En ons het in die begin van hierdie reeks gesê, dit verg bietjie spitwerk. Want ons grondgebied, ons hart, bestaan uit verskillende grondtipes uit. Onthou julle in Jesus se gelykenis 4 tipes grond. Daai langs die padgrond, daai grondpaadjie, daai veldpaadjie wat hard en styf en doodgetrap is. Dan is daar daai rotsagtige dele. En dan is daai dele waar iets groei, maar dis die verkeerde goed wat groei. Dis dorings en dussels. En dit verstik die woord, dit verstik die saad. En dan is daar goeie grond, maar selfs die goeie grond het verskillende opbrengs gelewer, 30voudig, 60voudig, 100voudig. En ek en jy hier in ons binneste het dit. En partykeer is my grond goeie grond en ander kere dan voel dit so bietjie of die paadjie uitgetrap is. But it's there. En aan die einde van die dag het ek en jy water nodig om hierdie tuin te besproei en dit nat te maak en om te spit. En ek dank die Here dat ons dit nie alleen hoef te doen nie, maar dat God se Gees in ons werk. Is jy dankbaar vir God se Gees wat in jou leef en in jou werk? Amen. En daar is 'n belofte. En Jeremia gee hierdie belofte van God waar hy sê, en hulle, ons, ek en jy sal kom en op die hoogte van Sion jubel. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer daar 'n gejubel in ons binneste gaan wees en ons siel sal wees soos 'n welbesproeide tuin en ons sal verder nie meer kwyn nie. Wat 'n wonderlike belofte. My siel sal jubel, ek sal jubel. En hierdie woord siel kom van die kernwoord in die Hebreëus asem. En ons het dit vanmôre gesing. En onthou, die verskil was toe God Adam gemaak het. Toe blaas hy sy asem, God blaas sy asem in Adam in en hy word 'n lewende siel. Ek lees nêrens en ek diskrimineer nou nie teen vrouens nie, dat God dit gedoen het met Eva nie. Ek weet nie hoe sy lewendig geword nie. Nee, daai ribbebeen het baie potensiaal gehad. Maar Adam word 'n lewende siel en dis hierdie woord siel kom van daai kern Hebreëse woord asem. God se asem maak van Adam 'n lewende mens, 'n lewende siel. En dit, geliefdes, het Adam onderskei van alles anders wat God gemaak het. Daai stukkie van God wat in hom is. En dit onderskei jou en my, want ons het almal daai deel van God in ons. En hier is die belofte. En julle siel sal wees, my binneste. Hierdie deel van God. Want dit is waarmee God besig is. Hy worry nie oor die exterieur nie. En ons moet daaraan aandag gee. Maar dit wat hier binne in ons is, daai deel van God.
En ek en jy weet, dat die vyand ook met daai deel wil werk. Hy wil daai deel steel, hy wil hê daai deel moet klip en en hard en droog wees. En hy bring 'n klomp goed op ons pad. So, ons weet nou oor hierdie 9 weke waarmee ons besig is, en ons is nou besig om na die einde toe te gaan. Ons weet nou dat hierdie hart, ons hart is die grondgebied waar die saad gesaai word. Nee? Is jy oortuig daarvan nou? OK. So dis waar die saad gesaai word. En saad wat gesaai word moet groei. En dis wat Jesus gesê het in daai gelykenis. Dit moet 'n oes bring, dit moet vrug dra, maar daar's goed wat dit keer. En ons het vir mekaar in hierdie reeks gesê, toe God die eerste tuin geplant het daar in Eden, toe wat plant hy in die middel van in die tuin? 'n boom. Daai boom van die lewe. En ek en jy het hier binne in ons ook 'n boom. En it's amazing. Die slim mense het dit gekyk en daar's die boom. Donderdag toe die dokter met ons praat, toe sy 'n klomp foto's daar van my ma se ingewande en wat sy gedoen het en hoe sy gesukkel het en alles. En ek kyk haar daai fotootjies so, maar my probleem is as ek oorweldig word, dan sny my brein uit. Ek is so bly Breggie was by, want jy weet ek sny uit. Ek dink dis 'n defense mechanism. Want dan wil ek dit nie hoor nie. Maar dis nie die regte ding nie. Maar terwyl ek na daai foto's kyk hier binne, dog ek, jy weet, hulle kyk daar binne na daai boom. Daai boom het nie op daai stadium vir my lekker goed gelyk nie, maar hier is dit. Hier binne in jou en my is daar boom. Can you believe it? Hierdie prentjie is nou nie so duidelik nie, maar hier is die hart. En dis die plek waar die saad van die woord gesaai word. Dit is waar dit begin. En dan wat gebeur wanneer daar 'n boom geplant word? Die oomblik wanneer daai saad begin ontkiem, dan is daar 'n wortel wat afgaan. Het sy 'n penwortel of 'n stelsel van wortels om daai boom te vestig. En dis presies wat hier onder ons hart gebeur. En hier binne in ons is daar 'n wortelstelsel en ons weet, hulle noem dit die vage senuwees of die vagus nerve. Maar uiteindelik moet daai boom, en ek kyk hierdie bome wat se blare hier begin uitloop, en dan besef ek, maar hy groei nie net onder toe nie, hy groei ook boontoe. En daarbo lê die vrug. So binne in jou en my is daar 'n boom wat groei. Maar daai wortels is diep hier binne, in ons ingewande, in ons maag. Engels praat van jou gut. Hier in ons darmes. Dis waar al hierdie senuweepunte kom. En kan jy glo, dis hier binne waar alles gebeur wat ook ons fisiese en emosionele welstand bepaal. En ons dink altyd, dis net hier in my kop. Dit gebeur hier. Dit gebeur hier, diep binne. En daar's een ding wat jou liggaam produseer om hierdie welstand in jou gees, in jou emosies en fisies te ondersteun. En dis serotonien. En jy moet dit neerskryf, want ek het dit nie op die bord of op jou blaadjie nie. Gaan lees dit bietjie. Jou liggaam produseer serotonien. Ek het nou nie biologie gehad nie, ek is baie keer spyt. En hulle noem serotonien die happiness chemical, die gelukchemikalie, the feel good chemical. En net 10% van serotonien word hier in jou brein geproduseer, maar 90% daarvan word hier in jou gut geproduseer. Goed voel chemikalie, en dis hoekom ek weet hoekom ek hou van kos, because it makes me feel good, man. En ja, goeie voedsame kos help serotonien produseer. Nie junk food nie McDonald's nie. Goeie gesonde kos help dit aan. Is dit nie amazing nie? So dink nou weer aan die wortels van 'n boom. Wat doen die wortels? Hulle haal die nutriënte uit die grond uit. Hulle vat die water op. En waartoe vat hulle dit? Hulle vat dit weer hier op tot hier in die
waar die vrug kan wees. Hulle vervoer dit. Nou dink bietjie weer aan Jesus se gelykenis. Hy praat oor die klipgrond. Hy sê, daai saadjie wat daar val, daai saadjie begin. Hy ontkiem, hy kry 'n bietjie lewe. Maar dan vrek hy, want sy wortels kan nie die grond penetreer nie. Sy wortels kan nie voedingsstof kry nie. Nou geliefdes, die moeilikheid is as die serotonien hier in jou gut begin opdroog. Kan hierdie vage senuwee, het hy niks om op te vat nie. As dit droog is, dan is daar niks nie. Niks. Hy kan dit nie na jou kop toe vat, hy kan dit nie na jou brein toe vat, in die plekke waar dit nodig is nie. En hulle sê, lae vlakke van serotonien gee aanleiding tot gevoelens van wanhoop en angstigheid. Terwyl serotonien jou liggaam help funksioneer, jou slaappatrone, spysvertering, wondherstel, jou beensterkte of digtheid, bloedstolling en ook ons behoefte aan intimiteit. En ek het gesê, wanneer jy voedsame kos eet, dan help dit serotonien produseer. Het is nie lekker om honger te gaan slaap nie. Maar is ook nie so lekker om op 'n vol maag te gaan slaap nie. Al hierdie goeters. Maar die een ding waarby ek vandag wil uitkom, is die feit dat as daar 'n fluktuasie in hierdie serotonien vlakke in jou brein is, affekteer dit daai deel van my brein wat my help om woede te reguleer. Hier, ons is intricate, hè? As daai vlakke op en af is, en is nie gebalanseerd nie, dan is ek in die moeilikheid. Nou Paulus skryf, en ons ken hy skrif in Efesiërs 4 vers 26, en ons het al almal hierdie skrif ergens in ons lewens aangehaal, waar Paulus sê, word toornig en moenie sondig nie. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, moenie sondig as jy kwaad word nie. Is hier iemand in hierdie gebou wat nog nooit in hulle lewe kwaad was nie? Trikus, wil ek nou vir jou, kan ek jou kinders vra of dit die waarheid is? Was jy al kwaad? Was jy al woedend? Het daai woede jou al op 'n plek gebring waar jy iets gesê het of iets gedoen het wat jy later oor spyt was? Ja. Eerlik. Nou, hoekom het Paulus dan nie net sommer gesê, luister ouens, moenie kwaad word nie, dan gaan jy nie sondig nie. As hy dit gesê het, gegeewe die potensiaal en die gevaar in kwaad word en in woede, hoekom het hy nie net gesê, hey boys, moenie kwaad word nie, dan gaan jy nie sondig nie. So die vraag wat ons vir onsself moet vra is, kan woede dan ooit 'n goeie ding wees? Wel, dit kan. Soms. Want woede in sigself is nie sonde nie, want geen emosie is eintlik sonde nie. Want dan as emosie sonde was, dan moet ons vir mekaar sê, wel, as ek hartseer is, of waaroor ons verlede week oor gepraat het, oor rou, grief, dan is dit verkeerd om te rou. Want dan is dit ook sonde, want dis ook 'n emosie. Dan is hartseer of vrees, en ons wil volgende week, as die Here wil, dalk bietjie daaroor praat, hoe dit ons lewens affekteer. Dan is dit ook sonde. Want woede is 'n emosie. Nou, wanneer iets ons hartseer of bang maak, dan is ons eerste reaksie gewoonlik om weg te kom van daai ding, daai vlug, of om te veg totdat dit weer onder beheer is, of tot ek veilig voel. Maar dink vir 'n oomblik aan hartseer en vrees, dis altyd op die verdediging.
Maar dink bietjie vir 'n oomblik aan woede. Woede is altyd aanvallend. Dit breek die reëls. Dit val aan. Daarom is woede en kwade gevoelens meer geneig om in optrede en gevolge te ontaard waaroor 'n mens later spyt is. Dit laat jou goed doen wat jy nie gewoonlik doen nie. Dit laat jou optree buite jou gewone raamwerk. Nee? Is dit waar? Ja. Daarom maak Paulus se woorde eintlik sin wanneer hy sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Want geliefdes, woede maak ons meer kwesbaar om op 'n manier op te tree wat eintlik teenstrydig is met die waardes waar ons aan normaalweg gehoor gee. Laat jou snaakse goed doen. Laat jou snaakse goed sê. Byt op jou tande, okay. Ons gaan nou by die antwoorde kom. So, as woede dan nie altyd 'n verkeerde ding is nie, wanneer is woede geregverdig? Ek het 2 goed neergeskryf. Eerstens, wanneer daar 'n oortreding is van grense. En tweedens, ongeregtigheid. Hierdie situasies, of dit nou oortreding van grense is of ongeregtigheid, hierdie situasies maak ons kwaad, omdat iets wat vir ons waardevol is, word as minder waardevol geag deur iemand anders. Of iets maak my kwaad of woedend, en dan kom ek agter, maar hierdie ding wat my kwaad maak is eintlik vir my belangrik. Dink vir 'n oomblik aan kindermishandeling. Maak dit jou kwaad as jy dit beleef? Ja, want kinders is vir jou belangrik. Of dieremishandeling, of wat ook al. So kom ons praat 'n bietjie oor die oortreding van grense. Wat is dit? Dit kan baie dinge behels. Maar wanneer ek vir Jannie iets vertel, vertroulik, en hy gaan en hy vertel dit nou vir Pietie daar agter. Dis nie Pietie nie. Dis hoe ons nou Pietie gebruik. En hy gaan vertel dit vir Pietie. En ek hoor dit. Dan Jannie eintlik die grens mos oortree. Uit 'n verhoudingsoogpunt uit. Ek het jou vertrou en nou vertel jy dit, so daar's 'n oortreding van 'n grens van vertroue, van vriendskap. Dis dalk 'n eenvoudige ding, maar dink so 'n bietjie oor 'n meer ernstige oortreding van 'n grens, is wanneer ons dink aan iets soos verkrachting. Dis 'n oortreding van 'n grens. Nee? Dis 'n oortreding van 'n grens. Maar wanneer ek iemand haat in my hart, dalk, of ek dit nou wil erken of nie erken nie, dan is dit ook 'n oortreding van my grens in my verhouding teenoor God. So. Dit is ook 'n oortreding van 'n grens. Okay, verstaan ons nou oortreding? Daar kan baie goed wees. Ek wil nie nou begin goed opnoem nie. Jy verstaan, daar's 'n grens en wanneer jy hierdie grens oortree, of dit nou eenvoudige dinge soos 'n verhouding, en dis nie 'n eenvoudige ding nie. Baie goeie vriendskappe en goed het skade gelei omdat jy iemand vertrou het en iemand het dit jou vertroue geskend of geskaad. Maar daai meer ernstige, kom ons praat oor ongeregtigheid. Dis gewoonlik die misbruik van 'n posisie of van jou gesag. En dit kan baie goed wees.
wanneer iemand hulle posisie of hulle gesag misbruik, dit is ongeregtigheid. Nou dink vir 'n oomblik aan Jesus se gelykenis oor daai langs die padgrond en daai rotsagtige grond. Albei hierdie gronddele is eintlik grond wat dors is. Hulle het behoefte aan water. Jy weet, want as jy water gooi daar waar iemand getrap het, daai spoortjie, jy weet, en jy begin daar omspit, eventually gaan hy asemhaal en dan kan lewe wees. Dieselfde met rotsagtig, as jy dit begin uithaal en die water kan penetreer, dan kan dit lewe. So dit het 'n behoefte. En nou weet ons het dit vir mekaar gesê, dat net so belangrik soos wat water vir 'n tuin is, so is hoop belangrik vir ons tuin hier in die binnekant. Hoop is soos water. Nou, hoop is nie 'n positiewe ingesteldheid of positive thinking nie. Hoop is eintlik die katalisator, want hoor wat sê Paulus wanneer hy praat daar in Romeine 5 vers 5, hy sê die hoop beskaam nie. Een van die Engelse vertaling sê, and hope does not put us to shame or disgrace. 'n Tuin het water nodig. Ons tuin het ook water nodig, dis hoop. En hoor wat sê Paulus. En toe ek hieroor dink ek, dit klink so eenvoudig en dit is nie so eenvoudig nie, maar hier lê 'n groot geheim. En later wanneer jy Paulus lees wanneer hy aan die Romeine skryf, dan daar in Romeine 15, dan het hy hierdie gebed. Vers 13, Romeine 15 vers 13. Hy sê, en mag, wat? Die God van hoop, julle vervul. Onderstreep hy woordjie vervul. Volmaak. Water gee. Mag die God van hoop julle volmaak. Waarmee? Met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig, dink vir aan hy tuin, volop water, oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Sê net maar, ons praat nou oor woede en nou klink dit so maklik, net bietjie hoop. Laat die God van hoop, wat doen, julle vervul. Want my boom, my grondgebied, kort hoop, kort water. Laat God, die God van hoop, wat doen, julle vervul met blydskap en vrede. So net soos wat water belangrik is vir 'n tuin, net so is hoop noodsaaklik vir die tuin binne in jou en my. Want dink daaroor, ek kan nie vol of vervul wees met blydskap en vrede en terselfdertyd hopeloos voel nie. Dit leef nie in dieselfde hart nie. Dit leef nie in dieselfde grond nie. Dit leef nie in dieselfde plek nie. Nee? So, ek het nodig om vervul te word met hoop. Nie wishful thinking nie. Maar vervul deur die God van hoop. Mag die God van hoop julle vervul met wat? Met alle blydskap en vrede. En hoe doen hy dit? Deur sy Gees. Deur sy Gees. Kyk hoe mooi is Romeine 5 vers 5 in die Passion. Hy sê, and this hope is not a disappointing fantasy. Dit is vir my so mooi. It's not wishful thinking. Ons hoop op baie goed, nê? But some of it is wishful thinking. Weet ek hoop as ek nou hier uitstap, daai duik in my bakkie agter is weg. That's wishful thinking. Wishful thinking as ek dink, daai klein NP200 gaan nou 'n double cab. That's wishful thinking. Maar luister wat sê hy. And this hope, which hope? The hope that comes from God is not
a disappointing fantasy, because we can now experience the endless love of God. Stop net daar. Because we can now experience the endless love of God. Wow. Dink bietjie aan jouself. Dink bietjie, hoekom sal God jou lief hê? Why? Toe ek so na daai sterre kyk en jy weet, en hulle vertel al hierdie stories en ek dink, hoe groot is God en hoe almagtig is hy, en tog is hy besorgd oor jou en my. Hy het niks van daai goed wat hy geskep het wat so amazing is lief nie. Maar hy het jou en my lief. Hoekom? Oor daai siel, daai asem van God wat in jou en my is. Daai deel van hom. Daai deel. Daai deel. Wow. And now we can experience this love. En partykeer voel dit nie vir ons so nie. Partykeer maak goed nie vir ons sin nie. Dan wonder ons. Dan twyfel ons. Dan hem en ha ons. Maar God het my lief ten spyte van. Hy sê, you can experience the endless love of God. Wat? Cascading. Cascading. Dis soos water wat oor 'n rots val, 'n waterval. That's cascading. Waar cascade it? It cascades in our hearts through what? Through the Holy Spirit who lives in us. Oh, is dit nie amazing nie? Hierdie liefde van God. Hy word vervul met hierdie liefde van God. Deur sy Gees. Deur sy Gees. Deur sy Gees. Deur sy Gees. So geliefde, as woede deel is van ons veg en ons vlug reaksie, daai simpatiese senuweestelsel wat hier in ons is, dis deel van ons. Kan ons nou nie maak asof dit nie bestaan nie. Want ons het almal nou erken, ons was al almal kwaad en ons was al almal woedend. So it's there. Nee? Ons kan nie hierdie woede ignoreer nie. It's there. Dis daar, dis binne in ons. Ons kan ook nie weier om daaraan uiting te gee nie. Ek kan dit nie probeer onderdruk nie. Want die oomblik as ek dit probeer onderdruk, dan begin dit my verteer. Dit breek daai serotonien af, my gut droog op, daar's niks om na my brein toe te vat nie. En nou sê die slim mense, wanneer dit kom by woede, jy kan dit neerskryf, when it comes to anger, better out than in. Maar Paulus sê, moenie toornig word en sonde doen nie. Nou sê hulle sê it's better out than in. Okay, so if it's bad inside and it can be bad outside, I need to know how to handle it. Goed. Kan ons gou na 3 goed kyk. Dis eenvoudige goed en dit is nie daar's dieper goed. Ek wil asseblief nie goed afmaak asof dit net oppervlakkig is nie. Jy weet wat is die wortel van jou, kom ons kom daarby, die wortel van jou woede, maar hoe hanteer ek dit? So ek wil net vir jou 3 eenvoudige goed gee, net om jou en my te help daarmee. So, wanneer jy kwaad is vir iemand, man, ek is vreeslik lief vir my vrou, maar die oomblik as ek kwaad is vir, dan sien ek al die ander negatiewe goeders in haar raak. Jesus, nou as julle stil, julle sê nie is eina of amen nie.
Wanneer ek kwaad is vir iemand, dan is ek nie geneig om baie genadiglik te wees nie. Kom nou man. Nou is jy stil, Madeleine, plaas jy nou praat. Jog, maar ek kry nou baie warm hier. Ek dink is nou, want ek weet ek is nou 'n bietjie in die moeilikheid. Dink bietjie aan Jonas se storie. God gee vir hom 'n opdrag. Hy wil nie, hy land waar in die vis se maag. Genadiglik tel 'n vis hom op. En hy spoeg hom uit. En dan gaan praat hy met Nineve, die mense van Nineve, en dan bekeer hulle en reageer hulle op God se genade, en dan is hy wat Jona is, kwaad vir God. Nie vreeslik genadiglik nie. Dink bietjie wanneer ons kwaad is of woedend is daar nie eintlik baie genade nie. Weet, dan snou ons mense goed toe, jy weet. Hallo? Sy bly by daai tandebyt storie. Ons wil nie net op ons tande byt nie, want dan hou ons dit in. We want to let it out. Okay. Want anders gaan ons almal ons tande verloor, dan gaan ons almal vals tande hê. Okay. Goed. Jona vergeet dadelik oor God se goedheid en God se genade teenoor hom. En nou is dit in klaagliedere, wat dit so mooi is, Lamentations, as jy dit nou in die Engels wil, klaagliedere. Hy sê, but this I call to mind. Onderstreep dit. En skryf die woord recall. Ek het die woord herroep gebruik, maar toe gaan kyk ek, herroep is baie keer wanneer jy iets terugroep wat foutief is. Okay. But recall kan twee betekenis hê. You recall something that is defective, but you can also recall something in your memory. Okay. Luister wat skryf hy. Hy sê, but this I call to mind, I recall it. What is he recalling? Wat herleef hy? Hy sê, I recall this and therefore I have hope. Onthou jy, ek het gesê, soos water belangrik is vir 'n boom, so is hoop vir jou en my belangrik. En mag die God van hoop julle vervul met blydskap en vrede. Maar hoe kom ek daar uit? I have to recall. Onthou nou, ek en jy wil werk aan hierdie woede in ons. Hoe gaan ons dit hanteer? So let us recall. What must we recall? So that we can have hope. The steadfast love of the Lord that never ceases. The fact that His mercies never come to an end, that they are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. So hoe hanteer ek woede in my? I recall. Die eerste punt daar, ek het maar geskryf, herleef hoop. Maar skryf langs daai woord recall. Wat moet ek herleef? Ek moet God se barmhartigheid en God se genade wat hy aan my bewys het, herroep. Verstaan julle as ek die woord herroep gebruik? Herleef. Come on. En dis hoekom ek die preek kort hou en ek sien dit is nie eens meer kort nie. Kan jy net nou vir 'n oomblik dink aan 'n geleentheid waar God se barmhartigheid oor jou groot was? Daar waar jy sit, dink nou daaraan. Kan jy dink aan so 'n geleentheid? Kan jy?
So 'n eenvoudig manier, voordat ek kwaad word vir iemand en ongenadiglike goed sê, recall God's goodness and His mercies. Waar God aan jou barmhartigheid bewys het. Recall it. Ja. En ons het die Heilige Gees nodig om ons te help daarmee. Want dit is in 'n split sekonde wat ek my meter van 0 tot 150 gaan. Hallo? So ek moet myself begin kondisioneer to recall His mercies and His goodness. Want wat gebeur? It brings hope. En wat doen water vir daai dor grond? Dit laat dit lewe. Wat doen hoop in my en in jou? Dit laat ons weer lewe. Dit laat ons besef, God bly getrou. His mercies are new every morning. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. En sien hoe dit oor jou lewe spoel. It cascades over you. That love of God. Ek het gesê, dis dalk eenvoudige maniere. Ons woede is dalk dieper, maar jy moet eers begin. Hallo? Ons moet eers begin. So herleef weer daai hoop. Toe ons nou weg was, het ons baie vuur gemaak. Vuur vir die braai en vuur in die kaggel. En daar's niks so lekker soos om 'n stuk hout in 'n vuur te gooi nie. Dis terapeuties. En terwyl ons so vuur maak en hout opgooi, toe dink ek, miskien moet almal vanmiddag dalk 'n vuurtjie gaan maak. Party ons het bietjie al geleer om vuur te maak. Nie kon vuur maak nie. Maar miskien het jy nodig om fisiese vuur te maak nie, dit dalk net te visualiseer, maar sien hoe dat jy so 'n bietjie daai stompies van, dis nou nie daai stompies nie, daai houtstompe, en daai vuur gooi. En weet jy wat gebeur met daai hout wanneer jy hom in die vuur gooi? Hy verteer. Hy verbrand en hy word wat? As. En soms is dit nodig dat ons so bietjie daai stompe van woede net in daai vuur gaan gooi. En laat toe dat God deur sy Gees dit verteer. And maybe you have to make a fire, a real one. Sodat ek en jy net kan toelaat, dat terwyl ons daai woede release, kan ervaar hoe dat God se Gees, daai water van lewe in ons binneste laat vloei. Onthou julle behalwe in daai boom in daai tuin van Eden was daar 'n rivier. Onthou julle? Daai rivier het gevloei en in 4 dele uitgesprei. Onthou jy jou hart, daar's daai groot aorta, maar dan's daar 4 dele wat uit daai hart uitvloei. Luister weer wat sê Paulus. Hy sê, experience the endless love of God cascading into our hearts through the Holy Spirit who lives in us. Laat toe dat die God van hoop jou vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, sodat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van sy Gees. 'n tweede ding, luister na jou hart. Reflekteer oor jou woede. Moenie dit onderdruk nie, reflekteer, dink daaroor. Hoekom was jy kwaad? Wat is die oorsaak? Het iemand 'n grens in jou lewe oorskry? Was daar 'n onreg?
Gaan sit met dit. Vra die Here. As iemand 'n grens in jou lewe oorskry, wat moet ek doen? Ek pik nou op jou Jannie. Dankie. As Jannie my vertrouensverhouding met hom laat skade ly het en ek voel dan moet ek 'n grens daar stel en weet, ek deel nie met Jannie mee seker goed nie. Of my vriendskap met Jannie is nou klaar. Jy mag dit doen. Dis 'n grens. Ek gaan nie weer na daai plek toe nie. Ek stel 'n grens. Jy weet, dis soos die ou wat gesê het, hy kan nie homself help nie. Elke middag as hy van die werk afkom, dan loop hy verby die kroeg en dan as hy 'n week kan kry, is hy daar binne. En dan loop 'n ander pad. Stel 'n grens. Dis nou 'n stupid voorbeeld. Stel 'n grens. Hoekom sit met dit? God weet. Stel 'n grens. Baie keer wil ons hierdie goeders maak of dit nie daar is nie. It's there. Verskoon dit en ek is skuldig daaraan. Die meeste van ons wat hier sit, is baie rassisties. Come on. En dit kom uit wanneer ons daar by daai robot kom. Is dit reg dat iemand oor die rooi robot ry? Nee. Maar as Jannie oor die rooi robot ry, is dit oukei. Maar Phineas. Geliefdes, daar's goed in ons harte geplant deur tye en omstandighede en waar ons onsself bevind en al hierdie goeders, maar is daar, Paulus sê, word toornig, maar moenie sondig nie. As hy oor die robot ry en ek vloek, is dit nie sy skuld nie, dit is my skuld. Come on. It's there. Daar's 'n ding. Daar's 'n stomp. Ons moet 'n goed besproeide tuin wees. Die wat nou opgekyk het, kyk nou af. Dis oukei, maar ek skuldig. En dan die derde ding is, kom in die rus. Kom in die rus. Daar's 'n uitnodiging. En dis in Hebreërs 4, en dis daai selfde uitnodiging wat ons verlede week na gaan kyk het, en dit is 'n uitnodiging. Ons het 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee het. Hy het met ons swakhede medelee, want Jesus weet presies. Onthou julle wat gebeur het daar in die tempel? Met Jesus. Toe hy al hierdie goed sien, wat vir hom waardevol was, wat mense waardeloos gemaak het, was daar 'n woede. Daar was 'n optrede, of sy optrede nou reg was of nie reg was nie, it's not me to judge. 'n Sweepie vleg en nou en tafels omgooi. Come on, dit klink nie reg nie. And we try to justify it, maar was dit dalk in daai oomblik 'n oordeelsfout? Waaroor ek dankbaar is, dit word opgeskryf in die Bybel, dat ek weet, dat die een, na wie toe ek kan kom, het ook kwaad geword. Het dalk miskien in daai oomblik 'n oordeelsfout gemaak om tafels om te gooi, but it was important to him. Want hy sê, hierdie plek wat 'n huis van gebed moet wees, het julle 'n rowerspelonk gemaak. Daar's geregverdige woede, but the way we treat it. Maar as jy dankbaar as 'n hoëpriester, wat met ons swakhede medelee het. En dan is daar 'n uitnodiging. Kom na die troon van genade. Ja. Come to the throne
of grace, om op die regte tyd gehelp te word. Geliefdes, ons het almal swakhede. Dis deel van ons menslikheid. Jou swakheid is dalk nie dieselfde as my swakheid nie. My swakheid is nie dieselfde as jou swakheid nie. But we all have a need. En hier is die uitnodiging. Kom met daai swakheid. Ek het hier neergeskryf. Ons het almal menslike swakhede. En dis hierdie swakhede waar ons behoefte het. Waar ons behoefte het aan God se ingryping. En daarom word ons uitgenooi ten spyte van hierdie swakheid om te kom met vrymoedigheid. Dis so teenstrydig. Ons dink altyd, ons moet eers perfek wees voor ons kan kom. Nee, die uitnodiging is, hey, jy wat swak is, kom met jou swakheid. Kom met jou swakheid. So geliefdes, wat het ek en jy nodig? Wat het jy nodig? Wat is daai ding wat jou kwaad maak, wat jou woedend maak? Waar lê daai woede? Dalk 'n onreg, 'n grens wat oorskry is, en. Dit kan so baie dinge doen. Ek wil dit nie nou begin opnoem nie. Dit kan baie goed wees, maar hey, think about his goodness and his mercies. Kom op daai plek, waar kan dit begin in die vuur gooi, en sê, Here, deur u Gees het ek u nodig. I need your love, your endless love, to cascade in this heart. Want hierdie hart van my, hier's te veel droë plekke, hier's te veel rots, hier's te veel dussels en dorings. I need your grace, I need your hope to cascade. Sit met dit. Face dit. Laat God se Gees toe om daarmee te werk. En kom in daai rus met die wete, I can bring it. Want hy weet, ek kan my swakheid bring. En jy het nie altyd nodig om iets te sê nie. God weet in elk geval. Want weet jy wat is die eerste ding wat ons doen wanneer ons begin praat? We try to justify ourselves. Ja, maar Here, u weet mos. Dis Jannie. Los nou vir Jannie, Ledge. Werk met jouself. Laat toe. En weet jy wat? Haal asem, man. Haal asem. Dat hele verlede week hoe belangrik asemhaling is. Want wanneer ek begin asemhaal en diep asemhaal, dan begin hierdie senuweestelsel lewendig word. Ja, is dit eenvoudig? En hulle sê, jy moet diep asemhaal, dan moet jy tel tot 4, 1, 2, 3, 4, dan hou jy dit daar, dan blaas jy dit so uit, stadig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En die oomblik as jy dit doen, begin jou bloeddruk drop. Jou are gaan oop. En weet jy wat? En die oomblik as jy diep asemhaal en jy begin neerie, dan begin daar 'n beweging kom. Jy kan nou pille drink om serotonien en al hierdie ander goeters, but God made it so easy. He said, let everything that has breath and every breath of life praise the Lord. En wat doen ons wanneer iemand begin angstig raak en hulle begin bietjie hyperventileer, raak rustig en haal diep asem. En as jy nie kan nie, dan haal ons vir jou breinsakkie uit en dan haal jy bietjie in daai asem uit, dan jy net bietjie nodig om 'n bietjie van jou vrot lug in te asem, dan help dit jou ook. En as jy die vorige aand knoffel geëet het, well, then you're in for a treat. Is God nie amazing nie? Is jy dankbaar vir sy endless love? En dat hy ons nie los nie. Hy kon nog 'n paar sterre gemaak het en ons gelos het. Maar hy sê, wie wat? Jy is die kroon van my skepping en ek wil jou kroon hierdie jaar. Ek wil hierdie jaar kroon in jou lewe. Ek wil jou in my hand hou soos 'n kroon. Amen. Kan ons nie die Here 'n lofoffer gee vir sy woord?
Kom ons sing weer daai lied. Die woorde van Psalm 150. En alles wat asem het. Kom ons staan terwyl ons aanbiddingspan vorentoe kom. Geliefdes, dit klink eenvoudig, maar ek en jy weet, daai kwaad en daai woede is nie so eenvoudig nie. 3 eenvoudige goedjies. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, terwyl jy staan, jy is welkom. If your anger persists, nou kan ek nie eens aan al die Afrikaanse woorde, as dit aanhou en jy kry nie oorwinning nie, you have to go deeper. Dan moet jy met iemand praat, jy moet iemand kry om saam met jou daardeur te werk, jy moet iemand gaan sien, met al hierdie goed, soos voor verlede week, oor daai grief ook. Partykeer is goed net te diep, en het ons net nodig om die perspektief van iemand anders te kry, wat net uit 'n ander oogpunt daarna kyk. Want dit wat ek met jou share is op die oppervlak, is net om jou te help, om net bewus te wees, bewus te raak. Is jy dankbaar jy haal asem? Kom ons doen dit, ons haal diep asem, en jy tel dit, soos jy in asem, 4 keer, dan hou jy dit daar. Ok, is jy reg? 1, 2, 3, kom. Blaas dit so lekker rustig uit. Kom ons haal net weer lekker diep asem. Hou hom daar. Blaas hom net rustig uit. Ok, haal nou asem, maar moenie dit uitblaas nie. Neer as jy dit so uitblaas. So heel jou liggaam jouself. So let everything that has breath, and every breath of life, praise the Lord. Here, dankie vir u woord. U woord is wonderlik. En terwyl ons dit sing, bid ek nou, Here, dat your endless love will cascade in our hearts. En terwyl ons asemhaal, dat ons dankbaar wees vir u genade. Ok, kom ons vat hom. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom oor sy magtige grootheid. Sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom oor sy magtige grootheid, prys hom met die ramshoring, prys hom met die hartmelodie, prys hom met die tamboerijn, met danse en snare en die klavier. Sy bane, galmende sy bane, prys die Heer. Prys hom in sy bane, galmende sy bane, prys die Heer. Laat alles wat asem het, sy dade, prys hom oor sy magtige grootheid, prys hom met die ramshoring, prys hom met die hartmelodie, prys hom met die tamboerijn, met danse en snare en die klavier.
saam met Savane, galmende Savane, prys die Heer. Halleluja! Laat alles wat asem het, alles wat asem het, die loof. Laat alles wat asem het, alles wat asem het, die loof. Ons loof en prys die naam, Here. U is groot en heilig. U is God almagtig. Met elke asemteug loof ons die Here. Halleluja! Blessed be the name of Jesus. As jy bly het asem. Amen.